Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Jana Marx sluit vanoggend ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin vanoggend by die BBP syfers. Hoe lyk dit? Sjoe, dit lyk maar questionable. Statistieke Suid-Afrika het bekend gemaak dat die ekonomie met 0.1% gegroei het in die eerste kwartaal. Ek weet nie of mens dit regtig groei kan noem nie. Dit is wel glad nie 'n verrassing nie, hoewel landbou weer besonder goed gedoen het. En so ook gebruikers wat lekker baie geld uitgegee het mynbou en vervaardiging, dis in jou fabrieke, die goeie uitsette basies uitgewis of teengewerk met hulle swak prestasie. Mynbou was die heel swakste presteerder in die eerste kwartaal en die rede hiervoor was die baie reën wat in Januarie en Februarie geval het. Huishoudings se besteding het toegeneem. Mense het veral geld spandeer op vervoer, op kos, restaurante. Ek weet nie wie van julle so baie uit het nie, maar dankie dat julle bygedra het tot die bietjie groei wat ons het. Hotelle en ook gesondheid. Kyk, ek dink as mens 'n groot mens is jy so dankbaar dat die begin van elke nuwe jaar aanbreek, want dan beteken dit jou mediese fonds hernie. Netwerk 24 lig vaste kapitaalvorming uit. Dis maar net 'n baie fancy woord om te sê, weet as besteding aan konstruksie of eiendom of masjinerie in fabrieke en voertuie. Dis basies dit wat maak die ekonomie kan groei, die ekonomiese produksievermoë dan nou versterk. So Prof Raymond Parsons van die Noordwes Universiteit se Sakeskool sê daar's 'n rooi vlag omdat hierdie groei so ontsettend sleg was, is inteendeel negatiewe groei, so eintlik dan nou glad nie groei nie, want dit is die spulpunt van ekonomiese groei. Ons het 6 bedrywe in 'n resessie, 6 uit 10, mynbou is nou maar een daarvan, die fabrieke en so aan. En dan Dr. Elna Moelman van Standard Bank, ekonoom daar, herinner ons ook aan die onsekerheid wat in die eerste kwartaal gebeur het. Nie net plaaslik met die onsekerheid rondom die regering van nasionale eenheid en al daai bekleierery oor die begroting nie, maar ook op internasionale vlak met president Donald Trump se tariewe. En dis eenvoudig maar hoe alles in mekaar skakel met wat die ekonomie betref. Jy weet, as daar onsekerheid is, gaan mense nie belê nie. Hulle gaan hulle geld baie styf in hulle bors hou. En dis maar basies wat ons hier gesien het. So baie onsekerheid word vinnig uit die weg uitgeruim. Ons almal kan doen met die ekonomie wat groei. Maar ja, mense moet ook kyk na wat onlangs dit lyk my ons doen dit nou elke dag, in die howe gebeur het. En die eerste ene waarna ons kyk is Zuma en Tiles. Ja, dit is maar net nog 'n aansoek deur oud-president Jacob Zuma en Thales, dis die Franse wapenvervaardiger. Hulle het weer 'n bloedneus in die hof gekry. Hierdie aansoek het gegaan oor, ons het 'n paar maande gelede ook daarvan gepraat. Jy weet, hierdie aansoek wat hulle sê, maar hierdie klagte teen hulle moet laat vaar word, want hulle gaan nie regverdige verhoor kry nie, omdat so baie van hulle getuies nou al dood is. Wat ook sou sin maak as jy dink dat die verhoor al 22 jaar sloer. Maar die hof het eenvoudig net gesê, nee, jammer, dit gaan nie gebeur nie. Ons gaan aan met hierdie verhoor. En ek sien die staat wil nou in Desember, dis waartoe die saak uitgestel is, Desember gaan hulle eers weer in die hof verskyn. Ja. Dan wil die staat aansoek doen dat hierdie verhoor tog nou net kan voortgaan. Jy weet, want dit is baie duidelik dat hierdie Stalingrad, soos hulle dit noem, tegnieke is om die verhoor te vertraag. 22 jaar later het ons nog nie 'n verhoor gesien nie. Die staat was al 4 jaar gelede gereed. So ons hoop regtig dat teen Desember hierdie aansoek sal slaag, dat die verhoor kan voortgaan, wat ook al nog in die mandjie gegooi word, ten spyte daarvan dat die verhoor steeds kan voortgaan. Ja, absoluut. Ek dink dit is wat meeste van ons wens, om net uiteindelik 'n verhoor te sien. Ja. Dan nog 'n voor die asbesdakke saak. Ja, hierdie laat so 'n bietjie van 'n wrang smaak in 'n mens se mond vanoggend. Maar dis Morodi Charlotta, sy is Magashule se destydse persoonlike assistent en sy het saam met Magashule, Edwin Saudi, daai besigheidsman, en nog 15 ander in die Estina asbesdak saak, is 'n bietjie van 'n tongknipper, het hulle almal tereggestaan, die res staan nog steeds daar tereg. Maar sy is nou vrygespreek. Die regter het haar vrygespreek in 'n binneverhoor waar sy aangevoer het dat haar uitlewering vanuit Amerika, onthou dat haar daar opgespoor en toe moes hulle haar terugbring, dat daai uitlewering onregmatig was, maar die regte proses nie gevolg is nie. En sy het dus haar saak gemaak dat, of eintlik bewys ook, dat die hof in Suid-Afrika nie jurisdiksie het, dis 'n groot woord net te sê, hulle mag haar nie in Suid-Afrika hiervoor verhoor nie, omdat daai proses nie gevolg is nie. Dit kom na uitspraak deur die Appelhof verlede jaar wat sê dat net die minister van Justisie kan aansoek doen vir uitlewerings, en in hierdie geval het dit nou nie gebeur nie.
Die staat sê hulle gaan die saak appeleer, maar die regskenner Louwelen Kerloos en ek wil met hom saamstem, is nie so seker dat dit reg gaan goed gaan nie. Hy meen is die begin van die einde, want die oomblik as jy iemand het wat jy beweer 'n sentrale rol gespeel het en nou ewe skielik nie meer deel is van die proses nie, is mos nou maklik om daai persoon te blameer. Soos die scapegoat, nê. So dit is baie maklik om te sê dis daai persoon se skuld en daai persoon is nie meer daar om hulle self te verdedig nie, so daai bly ongetoetste waarhede. En ja, dit is eintlik maar Kerloos wat 'n strafregkenner is en ook klas gee by die Pretoria Universiteit. Hy sê net, jy weet, dit voorspel niks goed vir die staat se saak nie. En dit is eintlik skreiend. Want die NVG moes gesorg het dat hierdie ding reg verloop. Dis toch seker deel van hulle werk om seker te maak dat die uitleweringsproses korrek gevolg word. Dit is absoluut deel van hulle werk. Hulle kan, daar's geen verskoning nie. Absoluut geen verskoning nie. En dit is nie die eerste of die laaste keer wat hierdie gebeur nie. Dit is absoluut skreiend dat ons weer in 'n baie hoë profiel saak sit waar hierdie tipe goeders gebeur het. Ja, nou dis presies wat ek nou wou sê. Ons het ongelukkig in die laaste paar weke, as mens net kyk na die laaste paar weke, te veel sake gesien waar die NVG betrokke was, wat die bal laat val is. Ja. En ek dink almal wag ook nou vir hoe lank dat Ys Magashule en Key ook hulle dag in die, jy weet, hof kry. En soos jy sê, nou is 'n sleutelfiguur wat eintlik maar half daar betrek is, kan nou nie vervolg word nie. So wat is die kans dan dat Ys gaan vervolg word? Ja, ek meen die vertroue, ek dink in hierdie stadium in die NVG wat hierdie hoë profiel sake betref is baie laag en reg so. Ek meen ons sal weer begin glo as ons resultate begin sien. Absoluut. Ja, en Jana, ons aandag verskuif na Floyd Shivambu. Floyd Shivambu, hy is die MK party se sekretaris-generaal, of hy was, want hy is gister uit sy pos geskop. En hy sal voortaan die party slegs in die parlement verteenwoordig. Hy het die MK kwaad gemaak toe hy die selferkende profeet Bushiri, wat met miljoene se korrupsie en bedrog verbind word, in Malawi besoek het. Die party het hom hele môre gedistansieer van hierdie besoek en gesê hulle wis niks. Zuma, die leier van die MKP, het natuurlik 'n ander spin op dit gesit en gesê Shivambu is na die parlement ontplooi en dat die MK-party sou versterk in sy caucus omdat Shivambu so baie parlementservaring het. En Shivambu het voortgebou op hierdie herontplooiing terminologie en sy dankbaarheid uitgespreek en hy het gesê we will serve with excellence and discipline. 'n Politieke ontleder verduidelik die MK kon eintlik maar een van twee dinge doen. Hulle kon hom of skors of hulle kon hierdie doen, want hulle sien ook sy waarde as 'n politikus en wat hy vir die party kan beteken. So hulle wil hom half uitskop, maar ook nie regtig nie. Dis maar wat mens hierin lees. Mense dink Floyd Shivambu het gedog hy gaan wegkom hiermee met die besoek aan Bushiri. Totdat Absoluut. Jacob Zuma se dogter hom vasgevat het, lyk dit vir my. En lyk my daar's 'n bietjie van 'n vendetta tussen die twee. Ja, dit kom ook al 'n rukkie, hoor. Ja, ek dink al twee kyk hoe hulle self kan posisioneer om eendag oor te vat by meneer Jacob Zuma. So ek dink hierdie was dalk 'n strategiese beweging of skuif deur sy dogter. Gaan dit daarom lekker wees vir die EFF om hom op die parlementsvloer te sien. Ja, ek is in die seker. gange vir hom te vertel. Ons gaan ordentlik groet. Ja. Nou ja, ons gaan 'n bietjie verder na die Suid-Afrikaanse pluimvee-industrie toe, wat nou of positief of negatief kan reageer oor die verbân van pluimveeprodukte uit Brasilië uit. Ja, die departement van landbou het hierdie pluimvee-invoere uit Brasilië geblok na 'n voëlgriep-uitbreking in een van die Brasiliaanse state. Brasilië is ons grootste handelsvernoot wat die pluimvee betref. En die Vereniging vir Vleisinvoerders en Uitvoerders maan dat Suid-Afrika 'n nasionale voedselkrisis in die gesig staar. Hulle waarsku ook teen pryse wat opgaan. Suid-Afrika voer hoendervleis, hoenderafval en hoenderprodukte wat hulle in polonies, nie weet daai hoenderworsies gebruik word. Maar die Suid-Afrikaanse pluimveeorganisasie sê dis alarmisties. Hulle sê hoewel Brasilië miskien ons grootste handelsvernoot of uitvoervernoot is, maak invoere net so wat 18% van al ons voedselgebruik uit. So 80% maak ons self, sê hulle. En dit kan selfs meer wees. Die rede hoekom ons nie so baie maak nie, is omdat ons nie so baie nodig het nie. So hulle sê, jy weet, ja, ons stadium kry ons nie hoenderprodukte van Brasilië nie, maar ons kan dit intussen opmaak, ons sal okay wees. En hy dan sê die pluimveeorganisasie ook, is Isak Breitenbach wat daar praat, en hy sê ook, jy weet, die probleem is, as daar vleis uitgevoer word, of sê nou maar, dit word 'n streeksuitvoere, daar kom streeksuitvoere waar die hele Brasilië nie geblokkeer word nie, maar waar dele van Brasilië steeds kan uitvoer,
En van daai voëlgriep virus kom nog steeds deur in ons produkte, kan dit 'n uitbreking in Suid-Afrika veroorsaak. Ons het in 2023 'n yslike groot uitbreking gehad. Miljoene hoenders is doodgemaak. En die ding is, ons weet ook, voëlgriep is iets wat na mense kan versprei. Dit is iets wat al bewys is om na mense dit te kan versprei. En wie wil tog nou weer 'n epidemie of pandemie hê? Nee, absoluut niemand nie, Jana. Dan oor na rugby en 1100 oudspelers deel van 'n regsgeding. Dis vir my 'n baie interessante regsgeding hierdie. 520 oudspelers het hulle nou al tot hierdie, of onlangs tot hierdie harsingsskudding regsgeding teen die rugby-owerhede aangesluit. Dit bring die totaal nou op 1100 gewese spelers van reg oor die wêreld wat in hierdie regsgeding deelneem. Die spelers voer aan dat die beheerliggame, die rugby-beheerliggame nalatig was en nie voorsorg getref het om hulle teen breinbeserings te beskerm nie. En ek het nie geweet nie, maar 'n soortgelyke saak is teen die Rugby Football League en die Britse Amateur Rugby Liga Vereniging aangemaak. So daar word maar net gesê hulle is getoets en daar word en daar's opgetel dat hulle kroniese traumatiese ensefalopatie, ek kan nou nie uitspreek, ek het vanoggend 'n paar keer probeer oefen. Maar nou daai ding by hulle aangetref is ja, so op hierdie stadium is dit interessant om te sien waartoe hierdie ding gaan. Ek dink as jy 'n saak kan maak dat jy persoonlike skade of dat jy gesondheidsskade na so iets ly, ja, kyk waartoe dit gaan. Dis natuurlik vir die risiko's van rugby, maar dit gaan oor die proses, die prosedure na 'n brein impak of na harsingsskudding en hoe dit bestuur word. Dis waaroor hierdie gaan. Jana, ons moet praat oor die brandstofpryse. Die brandstofpryse, dit is ons goeie nuus vir vanoggend. Diesel word om middernag, dis nou laasnag vanoggend, byna 37 sent per liter goedkoper. Dis natuurlik goeie nuus vir almal, van boere tot groothandelaars tot motoriste met dieselmotors. Petrol word ook goedkoper, maar met 5 sent per liter vir alle grade. Dis die 4de maand wat brandstofpryse daal. En hierdie dalings kom ook te midde van die begroting wat aangekondig het. Daar gaan brandstofheffings kom, of soos sê fuel levies kom. So hierdie gaan hierdie goed so klein bietjie uitkanselleer. Baie dankbaar, dit is baie min vir sekere, vir soos petrol wat maar net 5% is, maar enige bietjie help, nee. Elke stukkie help. En dan ten slotte, Clint Eastwood. Clint Eastwood, en hierdie is vir my wat self 'n joernalis is 'n baie interessante storie, maar daar was 'n koerant wat 'n eksklusiewe onderhoud met Clint Eastwood gepubliseer het, en hy het 'n eenvoudige verklaring uitgereik wat sê hy het nooit hierdie onderhoud gehad nie. Dit is 'n Oostenrykse koerant, en hy het die verklaring net gesê, of in die berig word gesê dat hy in 'n sekere stadium van filmproduksie is, en dat hy hom uitspreek teen hierdie flieks wat soke franchises word. En hy sê net hierdie onderhoud het eenvoudig nooit gebeur nie, hy het nie idee wie die joernalis is nie. En intussen het ook uitgekom dat, of wat die publikasie toe nou gesê het, jy weet, ons distansieer ons, of hierdie beweringe wat dan nou gemaak word, is waar, maar die joernalis het nie die aanhalings opgemaak nie, sy het dit wel uit perskonferensies gekry. En dis blykbaar uit soos 18 verskillende perskonferensies. Nou dit is, ek moet vir jou sê, vir my om te dink, ek sit as 'n joernalis in 'n perskonferensie, waar daar goed aan verskillende, aan 'n klomp mediahuise gesê word, en jy gaan skryf dit as 'n eksklusiewe onderhoud, asof hulle net met jou gepraat het. Ek bedoel, dit is misleidend, dit is oneties. Die departement het op hierdie stadium, of die koerant liewer, het baie geskei met hierdie joernalis, net gesê hulle gaan nooit weer van haar gebruik maak nie, maar dit, die Guardian het selfs 'n bietjie dieper gedelf, en hulle het toe nou gesien, daar's nog, jy weet, beriggewing met akteurs soos Jude Law, en hulle het toe uitgereik na sy verteenwoordigers, wat ook gesê het, hoorie, maar daar's ook nooit met hom gepraat nie, so dieselfde soort dinge daar gebeur, ook perskonferensies, en dit is baie sleg om dit te lees in jou eie bedryf. Dit is, maar dit is goed om te sien dat daar aksie geneem word teen sogenaamde fake news, want dit is mos nou ook 'n trending titel tema, die fake news tema, maar dit is goed om te sien dat daar wel opgetree word teen joernaliste, wat so nou en dan 'n bietjie nuus opmaak. Dankie Jana vir jou moeite, tyd en insig. Dankie julle. Dis dan Jana Marx met die dag se koerantopskrifte en so 'n bietjie van 'n dieper delf in die nuus. As ons terugkom na die advertensiebreek, kuier ons verder. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.